as julle nou al vir die laaste rukkie saam met ons journey, weet julle dat ons hier so by Lighuis het nogal so 'n bietjie van 'n revamp deurgegaan. Onder andere het ons 'n visie en nuwe waardes en ons missie basies verklaar en ons gesê dat ons missie is dit wat ons lees in Matteus 28 vers 19, waar Jesus die opdrag gee, gaan dan uit en maak disippels van alle nasies. En dit is ons hart hierso by Lighuis. En wat ons nou gedoen het hierdie laaste ruk, is ons het sekere dinge in plek gesit om seker te maak dat ons eerstens disippels is. As ek vir jou die term disipel definieer, is dit nie net 'n bekeerling, iemand wat glo of sê hulle glo nie, maar 'n disipel is iemand wat volg. Met ander woorde, wanneer ek Jesus volg, dan getuig my lewe daarvan. My woorde, alles rondom my getuig van die feit dat ek 'n volgeling van Jesus is. Nou ons het gesê dat ons visie is dat ons as gemeente 1500 disippels wil maak. Ons wil nie 1500 mense in die kerk inprop nie, so oulik as wat dit kan wees, kom dit met baie kopsere, maar ons wil regtig sien hoe ons 'n gemeenskap beïnvloed op grond van die verhoudings wat ons bou, en hoe ons Jesus volg in die proses. Nou, ons het hierso begin so ruk terug, Harvesters het ons half in die materiaal ingehelp en ons het begin met 'n disippelskap program en ons het disippelskap groepies en as jy vanoggend hierso sit en jy's dalk nie deel van 'n disippelskap groep nie, wil ek jou regtig uitnooi om 'n draai te gaan maak by ons info desk, gaan gesels met Karline, vra hoe jy kan betrokke raak, hoe jy kan deel word van 'n disippelskap groepie, maar dit is regtig ongelooflik. Ons leer sekere beginsels rondom wat dit beteken om 'n disipel te wees en onder andere as ons ook hierso by die kerk, elke nou en dan, ons probeer so 1 keer 'n maand, te gesels oor hierdie dissiplines. Ons het vir 'n rukkie 'n breek gevat, en vandag, of in die opbou het ons 4 sessies gehad. Dit was eerstens die ontdekking, die bly in Christus, die dissipline van gebed, en dan die dissipline van die bestudering van God se woord. En vandag doen ons sessie 5, maar voordat ons begin, wil ek vir julle 'n paar vrae vra. Nou julle weet, die wat nou al 'n paar keer hier was as ek gepreek het, ek hou van vrae, maar hierdie vrae wat ek vandag gaan vra, gaan 'n bietjie meer van op 'n ligter noot gebeur. En ek wil vra dat jy asseblief saam met ons sal journey. Hoe die vraag gaan werk is, jy gaan 'n antwoord van 1 op 'n skaal van 1 tot 10 hê. So ons het so 'n skaal daarso. Nou ek dink in sosiale media en in ons wêreld waar almal emojis gebruik, het jy 'n redelike idee van waar ons hierso bly. So 1 is nie baie goed nie, daar is so spasie vir groei. Okay, so ons sê dit is nie dat jy 'n slegte mens is nie. Jy erken net dat daar spasie vir groei. En 10, as jy 10 uit 10 skoor, dan is jy volmaak basies. Jy is so heilig, jou kuif is besig om die engele se voete te kielie, want dit is hoe naby jy aan die hemel sweef. Maar saam met dit het ons nou 10 vrae en ek wil vra dat jy regtig eerlik sou antwoord. Ons gaan jou nie fire nie, ons gaan nie vir jou daar by die hek stop en sê sorry, jy het nie goed gedoen op hierdie toets nie. Dis regtig net om 'n bietjie jou hart te toets. So ons gaan begin en die eerste vraag wat ek jou gaan vra, en ek wil ook net clarify, dat daar's 2 maniere wat jy hierso kan reageer. So jy kan dalk dink jy's 'n 10, want buite gooi jy nie iemand met pierings nie, maar binne in jouself wil jy mense met pierings gooi, dan wil jy ook 'n bietjie, ja, dan gaan jy ook op 'n 1 opeindig. So ons het interne en eksterne reaksies wat ons beleef, maar vir wat dit werd is. Ons begin by vraag nommer 1. Wanneer iemand jou in die verkeer afsny, wat gebeur binne in jou? Nou jy ken dalk hierdie vraag baie goed, maar 1 is waar jy baie keer soos ek binne in die ou se boot in wil klim en hom so op sy skouer tik en vir hom probeer die patrios verduidelik. So daarsoos waar jy daar op 'n 1 sal wees. En die 10 is jy neem in ag dat hierdie persone self dalk laat. Weet jy, hulle moet ook by plekke uitkom en hulle dalk my nou nie gesien nie of wat, en jy gee hulle die benefit of the doubt. So as jy daarso funksioneer, is ek baie trots op jou, well done. Ek wens en bid vir daai selfde geduld. Nommer 2, as jy 'n fout maak, hoe lank straf jy jouself? Okay, so 1 is vir daai lank herdink jy, hoekom het jy dit so gedoen? Hoe kan ek dit anders doen? Jy staan in die stort en terwyl die shampoo jou oë brand, dink jy nog steeds aan die foute wat jy gemaak het. En 10, as jy besef, ek leer en ek beweeg aan. Dit is deel van die lewe, almal maak foute. So vraag nommer 3, as iemand jou nie terugboodskap nie, jy sien nie daai 2 blou tikmerkies en hulle los jou net daarso. Wat gebeur? Dink jy dadelik dis my skuld? Hoe durf hierdie mens my op read los? Of dink jy, hulle is dalk besig, dan sal jy daar by 10 opeindig. Gaan dit 'n lewe, dis okay, dis 100%.
Nommer 4, hierdie een is altyd lekker. Iemand maak 'n grappie ten koste van jou. Pla hierdie vir jou vir dae lank? Is dit iets wat jou vang? Dink jy aan elke geleentheid waar jy volgende keer 'n grappie ten koste van hulle gemaak? Jy sal net sien, jy dink jy was snaaks, ek is snaakser, ek sal jou naam deur die modder trek. Of lag jy lekker saam en jy gaan aan met jou lewe, want dan sê jy op 'n 10. Nommer 5, jou vriendegroepie reël 'n koffiedייט en jy word nie saam genooi nie. Almal staan en gesels, hulle reël en daar staan jy stoksiel alleen daardie tyd. Voel jy uitgesluit of vat jy dit glad nie persoonlik nie, jy dink aan die dingetjies wat jy gaan doen. 6, iemand verskil met jou opinie. As jy by een is, dan shut jy down, jy raak dadelik stil, jy wil glad nie meer betrokke wees nie. Of jy luister rustig na wat hulle te sê het, hulle het jou waarskynlik 'n goeie idee, hoe ook al dit nou mag lyk. Nommer 7, hierdie enetjie skoor ek dalk by -1, maar jy speel 'n bordspeletjie of 'n sport en jy verloor. Nou as jy by 1 skoor, dan wil jy soos ek die dobbelsteentjie opeet, wanneer ek vir die 5de keer op die een hotel land wat my vrou op die Monopoly bord het. En nommer 10 is jy soos hierdie is net 'n game, ons geniet dit, dis lekker, dis hoekom ons hierdie doen. 8, as iemand jou korrigeer, jou in check hou, hoe verdedigend word jy? 1, jy's dadelik in defense mode, al jou muurtjies spring op, jy voel jy moet vir hulle al die antwoorde en als gee, of 10, jy hoor sonder om bedreig te voel. 9, jy kry 'n finansiële skok, 'n onbeplande uitgawe. Jy tref een van daai pragtige potholes in Flamingo Park en jy voel net jy wil iets oorkom want jy het klaar nou net 'n week terug nuwe bande opgesit. Wat gebeur binne in jou? 1, dit gaan nie so goed met jou nie, jy vertrou die Here, daar sal alles sal uitwerk. En dan 10, jy sien op sosiale media daai mense, daai friends op Facebook, wat vir die 6de keer hierdie jaar al op vakansie is, en hulle is alweer by die strand, #Vitamin C, en jy voel net binne in jouself, ek het nog eers 1 keer op verlof gegaan hierdie jaar, nie kan hierdie mense net vir my asseblief 'n vakansie sponsor, hoe ook al jy daarso nou reageer. Nou, jy vra nou dalk vir my, maar hoekom vra ons hierdie vraag? Ons is geneig om nie sommer bewus te wees van wat binne in ons aangaan nie, maar ons sien baie keer die vrug daarvan in die resultaat. Nou as ons vandag praat, ons 5de sessie, is die dissipline van die vernuwing van jou denkpatrone. En hierdie is vir ons ongelooflik belangrik. Want hoekom ek hierdie vraag gevra het, is jy het nou vir jouself iewers te geryt op 'n skaal van 1 tot 10. En die realiteit is dat die reaksies, die goed wat binne in jou gebeur, daai goed wat uitkom, is dikwels die vrug. En ek wil vir jou sê, dat vrug kan nie gesond wees en mooi wees en oulik lyk as die wortels besmet is nie. En wat ons vandag oor gaan gesels is die belangrikheid van gesonde wortels. Nou ek het 'n foto daarso van 'n wingerdstok en ek wil vir jou sê, in my voorbereiding en goeters, toe besef ek ek lees dat wanneer ons kyk na druiwe, die gehalte van daai druiwe, ek dink dit lyk amazing, ek love dit, dis net vir my verskriklike druiwe so duur is, maar ek dink eendag ek gaan definitief my eie wingerd moet hê. Kyk maar hoe gaan dit. Maar die realiteit is die druiwe word bepaal deur die wortels. En hier is net 'n paar goedjies wat ek gelys het, die kwaliteit van jou druif, die smaakprofiel, jou suikerinhoud, weerstand teen siektes en dan jou opbrengskapasiteit, alles word deur jou wortels bepaal. Nou hoekom ons hierdie sê vanoggend is jy kan daai takke snoei, jy kan die peste wegjaag, jy kan die stof afvee, jy kan doen net wat jy wil, maar as die wortel siek is, gaan die vrug daarvan getuig. Nou ek wil vir jou sê vanoggend het jy 'n wortelstelsel. Jou binnewerke, jou denkpatrone, jou oortuigings, jou wêrelduitkyk, al hierdie dinge, jou interne narratief is jou wortelstelsel. As jou binnemens nie gesond is nie, dan gaan jy die vrug daarvan sien. En dis hoekom ons die vraag gevra het, en ek het 'n quote wat ek eintlik wil opsit, as die binnewêreld nie gesond is nie, dan lyk die druiwe so. En dis wat ons wil voorkom, dis wat ons wil vermy. So ek het hierdie quote gesien, en ek dink Romina het hom basies in ons sielsorgboekie
het hulle hom daar opgesit en ons besef hierso presies hierdie ding wat ons nou van gepraat het, dat denke word emosies, emosies word gedrag, gedrag word gewoontes, gewoontes word 'n leefstyl en 'n leefstyl word identiteit. So ons denkpatrone, daai emosies, dit in ons binneste mens, spoel uit en dit word dit wat ons sien. Ons leefstyl, die manier wat ons mense hanteer, hoe ons oor onsself dink en onsself hanteer. Nou, wanneer ons lees in Matteus 12 vers 33, dan praat Jesus spesifiek van hierdie. Hy sê dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie anders as om goeie vrugte te dra nie, en 'n slegte boom kan nie anders as om slegte vrugte te dra nie. Vir my en vir jou om goeie vrugte te dra, moet ons wortels gesond wees. Dit is van kardinale belang dat ons binnemens, dat hoe ons dink, hoe ons sekere goeders benader, daai moet gesond wees. Nou as ek terugwys na daai vraag toe, wil ek vir jou vra, wie hierso het 10 uit 10 met alles geskoor? Ek kon geraai dat daar ten minste 'n persoon hierso was wat dit sou sê. So ek wil vir jou sê, as jy 10 uit 10 geskoor het, dan sukkel jy dalk met trots. So ons gaan nou later terugkom na dit toe. Maar die realiteit is, ek dink elkeen van ons het iets beleef rondom 'n spasie waar ons kan groei. En vir van ons lyk dit anderste. Vir een persoon is jy super opgewerk wanneer iets gebeur en jy flip karretjies en jy wil piedings gooi en alles. Vir die ander persoon raak jy net baie vinnig angstig. Maar ek wil vir jou sê dat hierdie alles getuig van 'n binnewêreld wat kan groei, wat kan gesond word. En dis waaroor ons vanoggend gaan gesels. Hierdie is baie keer die onderliggende leuns wat ons raamwerk beïnvloed. Maar ek wil vir jou sê dat ek en jy het 'n vyand vanoggend. Nie die munisipaliteit nie die All Blacks nie, okay? As ek sê ek en jy het 'n vyand vanoggend, dan praat ek van die duiwel. Die vyand wat ons in die kinderbybel gesien het, daai ou met die horings en die vurkie, daai ou is my en jou vyand vanoggend. En in sy wese, dit is sy natuur om dit te vat wat goed is en dit te verwrong, dit te verniel, te kom steel, te kom verwoes. Hy kan nie uit homself uitskape nie, so hy vat dit wat wel geskape is, dit wat goed is, dit wat mooi is, en hy kom breek dit. Hy kom en hy verwrong dit. En ek wil vir jou sê, dat wanneer jy hierdie goed beleef, hy val jou wortelstelsel aan. Hy is die een wat jou binnewêreld kom verdraai, sekere goeders in plek sit, sekere leuns kom plant, en is uit daai nuwe raamwerk uit wat ons reaksies getuig van iets wat nie reg is nie. Ek lees vir ons in Johannes 8 vers 44 en julle kan daar oopmaak as julle sou wou. Jesus kom op 'n stadium en hy's besig om met die fariseërs heen en weer te gaan, en dis by hierdie punt wat hy basies vir hulle sê dat hulle is die duiwel se kinders. Ek love dit. As ek dit doen, dan is ek verkeerd, maar nee, ek check. So in vers 44 dan hy's besig om die fariseërs aan te vat en hy sê, en hy praat spesifiek hierso van die duiwel. Hy was van die heel begin af 'n mensemoordenaar, en hy is nie in die waarheid nie, omdat die waarheid nie in hom is nie. Wanneer hy ook al leuns verkoop, praat hy volgens sy innerlike oortuiging, omdat hy 'n leienaar en ook die vader daarvan is. Dit is wie die vyand is, dit is wat hy doen, en ons het dit al baie gehoor, ons het dit al baie beleef, maar hy kom om te mislei. En ek wil vir jou sê dat die manier wat hy dit doen, is hy baie slaai. Ek weet nie wat nie so slaai soos 'n subtiel, daar sê, dis dankie. Hy's baie subtiel hoe hy dit doen. En wanneer hy vir jou sekere leuns kom vertel, wanneer hy sekere goedjies bring, dan bring hy nie vir jou iets wat so buiten die norm, buiten dit wat jou paradigm is nie. Hy bring vir jou iets wat, dit lyk amper, dit lyk so reël, maar is net so bietjie verdraai. En dit begin ons raamwerk te word. Nou, die woord wat ek gebruik om hierdie te verduidelik is counterfeit. So dit is soos die real ding, maar is 'n bietjie anderste. Nou as ek vir julle 'n bietjie van 'n prentjie hierso kan byskep. Ek weet nie wie van julle was al ooit in 'n nog nie Robbie. Ek weet nie wie van julle was al in 'n China Mall gewees nie.
of het julle self al, as jy by die see is, dan jy mos nou hierdie stalletjies so langs die strand, en hulle verkoop die greatste brands, ek praat van Ray-Bans teen R25, of 'n splinternuwe K-Way baadjie, en dan's daai, in plaas van die bergie wat nou presies daai size is die bergie so groot, het julle al daai goed gesien? Wie weet waarvan ek praat, nê? Okay, so as ons praat van counterfeits, dan moet jy besef, dit is wat die vyand doen. Ek het 'n paar prentjies hierso. Die eerste ene, soos wat julle nou gesien het, as jy nou 'n paar grand takkies wil hê, nê? As jy nou in die strate wil gaan loop en jy wil hê mense moet omval van hoe amazing jy is, dan kry jy vir jou 'n paar Abibas skoene. Okay. So vir die van julle wat nie tot raak lees nie, dis wat daar staan. Hy het in plaas van die 3 blaartjies dat die 4 blaartjies, maar hierdie is grand. En voordat ons oorgaan na die volgende prentjie toe, as jy soos 'n fancy piesang wil aantrek, dan kry jy vir jou Dolce en banana. Dis nou daarso waar die handsakke is gemaak uit piesangskille uit. Dit is regtig topklas. 'n Mens geniet dit. En dan natuurlik, ons almal weet, een van die mees beroemde sportbrands, as jy regtig in fitness is, my vrou love hierdie brand, dan kry jy vir jou nekkie. Dit is lekker, ons love dit. En die volgende prentjie nou ook opkom. My vrou het nou actually hierdie naweek gaan deelneem aan 'n Hyrox ding, soos 'n heavy fitness, en sy is soos 'n super atleet, hoor. So sy is next level. En as sy op 'n donderdagoggend 5:30 vir my vra of ons gaan 8 kilos draf, dan voel ek wil hierdie hemp aantrek, want in plaas van naaitjie wat sê just do it, dan sê ek net I just can't. Ek voel net soos ek is uit. Ek het nie die kapasiteit om nou 8 kilos te gaan draf nie. Ek wil nog lê en slaap. So ons sit hierdie goed op en ons lag nou daaroor, maar dis wat die vyand kom doen. As hy kom klaai jou aan in jou gedagtes en hy bring vir jou hierdie counterfeits. Iets wat lyk soos die realiteit, lyk soos waarheid, maar hy kom en hy draai dit net so bietjie. En hoekom hy dit doen is ek en jy vat daai en ons maak dit ons realiteit en ons lewe vanuit hierdie plek uit. En is ongelooflik gevaarlik wanneer hierdie gebeur. En dan kom ons die dag tot bekering. Ons neem vir Jesus aan. Ons weet dat dit is wat ons wil doen. Ons is ingekoop op hierdie hele Christen ding. Ek gaan nou kerk toe gaan. Ek gaan al hierdie goed doen. Ons word vernuwe in ons identiteit. Kind van God. Ons is nie meer van hierdie wêreld nie. Ons word geroep om iets anders te uit te beeld. Maar dan kom ek en jy in die kerk. En ons is in die kerk. Maar yes, Kyle, ek sukkel nog steeds met daai selfde versoeking. Daai selfde sonde bly oor en oor en oor opdaag. Ons is nog steeds angstig. Ons is depressief. Ons beleef al hierdie vrot vrugte. Ek sukkel met hoogmoed of onafhanklikheid. Ek is verdedigend of ek is krities van ander mense. En al hierdie goed wat ons beleef, die kompeterendheid, wantroue, dit is nie die vrug wat Jesus wil hê ons moet dra nie. Maar ons kom kerk toe en ons sien dit. En die hartseer ding is die wêreld kyk van buite af na die kerk toe en sê maar ons niks verskillend van julle nie. Julle praat van hierdie Jesus wat julle lewe moet kom verander, julle lewe moet so amazing wees en getuig van iets bonatuurliks, maar jy sukkel met dieselfde goed as wat ek oor sukkel. Jy's besig om met dieselfde goed te battle, jy vloek nog steeds wat jy gevloek het, jy doen nog steeds die goed wat jy gedoen het, jy is in jou gedagtes die hele tyd oorweldig. En al verskil tussen ons wat in die kerk is en die mense wat buite die kerk is ons weet ons gaan hemel toe. So dis great. My ticket is geboek. Die dag wanneer ek uitcheck hierso, dan punch ek hom daarin by die groot man met die groot boek en ek is gesort. En ek wil vir jou sê dis nie wat dit moet wees nie. Nou sê jy vir my vanoggend, "Jesus Kyle, ek weet waarvan jy praat en dit frustreer die rook uit my uit. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan nie verstaan hoe ek kom kerk toe, ek lees Bybel, ek doen al hierdie goeters, maar dit is asof tog kom net nie hierdie verandering nie." Ek wil vir jou sê vanoggend dat iets wat ons so baie mee sukkel, en ek beleef dit ongelooflik baie met die jeug, is dat ons verstaan dikwels nie dat ek en jy bestaan uit 3 dele.
En ek sit vir julle hierdie prentjie op. Ek en jy is gees, siel en liggaam. En die amazing ding is van ons gees, die dag wanneer ons tot bekering kom, die dag wanneer ons vir Jesus kies en sê, maar ek doen hierdie ding, dan is ek en jy instantly vernuwe. In 'n oomblik beleef ons dat Christus het iets kom doen. En saam met dit het ons nie meer. Ons is nie meer gebonde aan die resultaat van dood en sonde en alles wat daarmee gepaard gaan nie. Ons is vrygekoop op grond van wat Jesus aan daai kruis vir my en vir jou gedoen het. Daai gebeur. Maar ek en jy is steeds siel en ons is steeds liggaam. Dis deel van ons samestelling. En jou sielsmens, dis jou wil, intellek, emosie, verstand, jou denkpatrone, jou binneste wêreld. In die Hebreëus dan praat hulle van the heart is deceitful above all things. Dan praat hulle nie van jou hart wat bloed klop nie. Hy praat letterlik van jou binnewerke. En dit is wat ons sielsmens is. En ek wil vir jou sê dat Paulus verstaan hierdie. Hy praat oor hierdie konsep in Tessalonisense, maar waaroor ons praat vandag is iets wat hy vir ons in Romeine 12 vers 2 kom sê. En jy kan daarso ook oopmaak, maar sien Paulus verstaan dat ek en jy is hierdie samestelling van 3 dele en daar moet iets binne in ons gebeur. Daar moet 'n vernuwing gebeur. In Romeine 12 vers 2 dan lees ons die volgende, ek lees vir ons uit die 83 vertaling uit. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan goed onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons denke moet vernuwe word. En vir my so mooi is hy sê so, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dis iets wat hy binne ons kom doen wanneer ons hom toelaat. Maar dis ook iets wat ek en jy doelbewus aan moet werk. As ek net Sondag na Sondag in die kerk kom sit en ek doen dit om 'n boksie te tik, julle het al gehoor hoe praat ek oor daai konsep. As ek 'n sekere goed doen net om ek het dit gedoen, maar die behoefte, die begeerte is nie hierdie vernuwing nie, dan worstel ons verlang met dieselfde goed. Ek kom nie weg van hierdie vrug wat ek sien nie. En wanneer ek iemand met 'n piering wil gooi of wanneer ek 'n dobbelsteentjie wil insluk, daai goeters kan ek aan werk en ek kan die vruggies weggooi, maar as die wortel nie gesond is nie, gaan daai vrug dieselfde oor en oor en oor na vore bring. So, dan is die vraag, wat nou, hoe, wat, kwaal, ek wil nou vernuwe word. Gelukkig sit jy by 'n plek waar ons vir jou stappies gee. So ons het 'n 2-stap proses wat ek en jy aan moet werk in terme van hierdie vernuwing van ons denke. Die eerste ene is so belangrik, maar is so moeilik. Die eerste een is dat ons gaan die leuen identifiseer en die gedagte gevangene neem. En hoekom hierdie so moeilik is ek wil vir jou sê dat jy kan nie altyd die onderliggende goed sien nie. Soos wortels wat onder die grond is, jy kan nie sien wat daar aangaan nie. En partykeer is dit wat in ons binnemens aangaan. Is ons glo sekere leuns, ons is oortuig van sekere dinge, maar ons is onbewus daarvan. Maar soos wat ek gelees het in Romeine 12, nooi ons die Here om iets te kom doen. Dawid bid hierdie aan die einde van Psalm 139. Deursoek my, o God, en ken my hart, toets my en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neiging by my is en lei my op die ewige pad. Man na aan God se hart en hy roep hierdie uit, oor en oor en oor in die psalms. Here, deursoek my hart. As daar enige iets binne in my is, kom vernuwe dit. En dis wat ons nou gesing het in die laaste liedjie, Refiner's Fire. Yes, dis nie lekker nie, jy sing daai liedjie nou lekker saam, as jy hierdie week weer so getoets word in die verkeer, dan moet jy weet, dankie Here, ek gaan groei hierso in my geduld, U kom wys vir my hierso is gemorsies binne in my hierso. En dis wat gebeur is, wanneer ons hierdie leuen kom identifiseer en die gedagte gevangene neem, moet ons besef dat God gebruik sy gees kom en hy konvikt ons, hy maak ons bewus van goeders wat binne ons aangaan, maar saam met dit,
Gebruik uit die mense, gemeenskap. Dis hoekom gemeenskap so ongelooflik belangrik is. Jesus, ek kan nie vir hoeveel keer verduidelik wanneer ek 'n vrotvruggies daar voor bring, as hy John vir my nee, Joey, daai werk nie hierso nie. Jy moet gou kyk, daar's ons fout. My kort mense, dis waarvan John gepraat het met die verantwoordbaarheid. Ons laaste waarde. Yster sluit yster. Dit vat dat jy jouself beskikbaar stel vir daai goed. En dan sy woord. En ons gaan nou by dit uitkom, maar dit is vir ons so belangrik om onsself daar te sien, maar wanneer ons hierdie lokvalle begin erken, ons begin weet hoe hierdie goed lyk, dan is hierdie versie vir ons super belangrik. En dis een wat ek en my een goeie vriend Rudolf, jy kan die volgende vers, ja, daai slide, aansit. Dis een van, julle kan daar oopmaak, een van my goeie vriende Rudolf, hy het nou verlang eintlik die jeug gedoen by Erfdeel, maar ons het op 'n stadium besef, baie van wat ons doen, baie van die goed waarmee ons sukkel, gebeur in ons denke, in ons binnemens. En ons het hierdie vers uit ons kop uit geleer. Ons het vir mekaar elke week as ons mekaar sien, dan challenge ons. Weet jy wat in 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 6 staan? Weet jy wat daar gebeur? Great stuff. Die wapens van die stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons elke redenasie en hooghartige aanval wat gerig is teen die kennis van God, en ons maak dit onderdanig aan Jesus Christus. Dis wat ek en jy moet doen met hierdie gedagtes. Daai, Jesus, ek wil hierdie ou met 'n kop slaan, om so. As daai gebeur, voordat ek enigiets doen, voordat ek verder, dan vat ek die gedagte gevange. Nou sê John vir my, yes, sorry, dis moeilik om 'n gedagte gevange, ek weet nie wat jy gebruik, of, as ek vir jou sê, jy neem die gedagte gevange, dan bedoel ons, daar waar hy gebeur, identifiseer jy hom, jy stop hom, en jy keer dat hy verder ontwikkel. Jy laat nie toe dat hierdie sondige begeerte, dat jy 'n klomp ander stertjies en goedjies bykry nie, jy stop dit dadelik. Jy sê, hierdie is nie van die Here af nie. En dan kom ons by nommer 2. Is jy vervang dit met God se waarheid, en jy mediteer daarop. Nou mediteer is nie 'n, jy kruis jou bene, as ek my bene moet kruis, dan sal ek iets skeer. Maar as daai is nie die mediteer waarvan ons praat nie. Die mediteer, en hulle praat baie, soos wat Paulus daaroor praat, en dan ook dit wat ons in Psalms sien, is die konstante herhaling, waar die oosterse geloof en hoe hulle dinge doen, sê hulle, you need to empty your mind, go to a safe space, raak net stil en goeie soos dit. That's not what we do. We fill our minds with God's truth. Met God se waarheid. Ek kom op 'n punt waar ek besef, maar ek het hierdie ding gevange geneem. Dis nie waar nie, ek weet dis nie waar nie. Want God se woord sê dit. God se woord is ons finale autoriteit. Dis ook een van ons waardes, dat ons woord gerig is, en ons hierso by Lighuis glo dat alles in God se woord is bruikbaar vir my en vir jou om vanuit te groei en om ons standpunte op te vestig. So ek vat daai waarheid en ek mediteer daarop. Ek dink konstant. Ek is gemaak in sy beeld. Ek is wonderbaarlik gemaak. Hy het my ongelooflik baie lief. Hy het 'n plan met my lewe. My naam is gegraveer in die palms van sy hand. Sien, maar wanneer daai gedagte opkom van depressie en minderwaardigheid en ek voel nie goed genoeg nie, dan vat ek daai gedagte gevange en ek sê, maar hierdie is nie die waarheid nie, want God sê hy het my lief. Christus het op 'n kruis gesterf want hy het my so lief gehad. Hy het die duurste prys betaal. Dan lees ek in Romeine dat niks kan my skei van hierdie liefde nie. Daai is vir my en vir jou so belangrik om te besef. En dan lees ons in Hebreërs 4 vers 12. En asseblief maak 'n nota van hierdie spesifieke versie. Dit is so belangrik, dit verduidelik vir ons van die natuur van God se woord. Ek lees vir ons in vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes.
As ons God se woord vat, daai waarheid, jy vat 'n waarheid wat persoonlik vir jou is, wat ook al jy mee struggle, en jy begin op dit te mediteer, jy maak dit deel van jou. Jy leer daai vers uit jou kop uit, dat wanneer die vyand kom en hy val jou aan, dat jy dit kan doen. Ek wil vir jou sê, dit is belangrik om te besef, dat omdat ons in ons geestesmens vernuwe is, kan hy ons nie meer op grond van ons geregtigheid aanval nie. Die vyand het nie meer toegang daarso nie. Maar hy kom en hy kla jou aan in jou denke. Hy sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Kyk hoe kyk daai mense vir jou. Jy's 'n piesang, jy dra Dolce & Banana, dit werk net nie. Jy's eintlik, en vir een persoon is dit, vir die ander persoon, hoor jy's amazing. Jy het 10 uit 10 vir al daai vrae gekry. Wat ook al daai is, die vyand kom en hy wil jou kom aanval, en hy wil jou in jou denke kom aanval, want as hy jou kan oortuig van goed, jou denke word jou emosies word jou gedrag word leefstyl word jou identiteit. En deur 'n verwronge beeld hierdie counterfeit gedagtes en realiteite in plek te sit, verander hy presies oral waar jy gaan. En ek het 'n paar voorbeelde net op grond van die goeters wat ons al klaar genoem het. As jy iemand is wat angstig raak, iets gebeur, jy begin beheer verloor en jy weet nie wat om te doen nie, en dit voel asof die wêreld so op jou neersak en jy kry daai gevoel. Ek het daai self al 'n paar keer beleef. Ek kan nie vir julle beskryf die ongelooflike krag wat daar is wanneer ek net hierdie skrif hardop sê nie. Matteus 6, dan kom sê Jesus vir ons, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle oes nie. Hulle maak nie 'n skure bymekaar nie, maar jy tog voorsien jou hemelse Vader alles wat hulle nodig het. Hoeveel te meer sal hy nie vir jou voorsien nie? Wie van julle deur om julle self te bekommer kan 'n enkele dag by julle lewe byvoeg? En in daai, dan kom ons so rustigheid oor my, ek soos, dis okay. Ek hoef nie in beheer te wees nie, want hy is in beheer. Ek dien die een wat hemel en aarde geskaap het, wat tyd uiteengesit het. Hy is in beheer, en wat hy vir my bestem het, is soveel beter as wat ek vir myself kan bestem. En in 'n oomblik het ek daai gedagte gevang geneem, ek het vir angs gesê, jy het geen meer spasie hierson nie. Wanneer hoogmoed by my opkom, en ek is self-serving, en ek sien daai laaste donut, en ek dink, weet jy, ek weet daai ander persoon sal wil hê, maar ek is lus vir daai donut, ek verdien daai donut, en ek wil daai donut nou gaan vat. Dan neem ek daai gedagte gevang, en ek sê, maar die koninkryk van die hemel is anderste. Dis nie ek wat eerste kom nie, maar ek is hier geplaas om ander te dien. Wie laaste is, sal eerste wees. My Skepper het aarde toe gekom, homself verneder tot die punt van die dood toe, en hy het die persoon wat hom sou verraai het, sy voete gewas. Ek is geroep om dieselfde te doen. En in 'n oomblik laat ek nie meer toe dat daai gedagte my denkwyse, my raamwerk kom definieer nie. En dit is so belangrik dat ons hierdie goed kan doen. Ek nou 'n klomp ander voorbeelde, maar ek wil vir 'n oomblik net stil staan by die konsep van wat in jou brein gebeur. Ek weet vir baie van julle dan hoor jy hierdie goed wat ek sê en jy sê dis great, dis airy-fairy stuff daai ou. Hoekom, wat beteken hierdie nou eintlik? En ek wil vir jou sê dat die vernuwing van ons denkpatrone is nie net iets wat so in die lug gebeur nie. Dis iets wat hierso fisies met jou brein gebeur. En dis nie maklik nie, dit vat baie keer tyd, dit vat inspanning, dit vat herhaling vir sekere goed om regtig vas te slaan. En ons praat oor die konsep van neurobane wat gevorm word. Nou as neurobaan vir jou weird klink, dis in kort net 'n paadjie wat jou brein vorm van een punt tot by die ander punt, om 'n gedagte of 'n aksie of wat ook al klaar te maak. Nou die beste manier hoe ek hierdie kan verduidelik, ek het in my jeugbestadium ook oor hierdie konsep gepraat, en hulle is nou, paar van hulle is in matriek, paar van ons graad 11, het nou net begin bestuur en goeie soos dit, maar ek wil jy moet terugdink na die eerste keer wat jy ooit 'n kar bestuur het. Ek het nou die dag kyk ek 'n video van my broer, dit was skreeu snaaks, want hy dink hy's Max Verstappen, nog voordat hy ooit in 'n kar geklim het,
En vir die eerste 15 minute het daai ou die kar meer keer gestol as wat ek dink ek in my lewe al 'n kar gestol het, maar jy kom vir die eerste keer daarso en jou brein moet 'n clutch trap, jy moet petrol trap, maar jy moet dit op die regte manier doen en jy moet op 'n rad sit en dan moet jy seker maak dat jy ry nie in 'n boom vas nie en al hierdie goed is so 'n lot vir jou brein. Dis verskriklik. Ek praat daai dag met 'n jeug, 'n meisie by die jeug. Sy sê vir my, "Kwal, ek het seker in 40 minute soos die heeltyd gehuil. Dit was verskriklik geweest." Maar wat gebeur is ons oefen dit oor en oor en oor en hierdie neurobaan, hierdie 2 punte wat gevorm word, raak al hoe sterker. En dit raak al hoe makliker en natuurliker vir jou brein om hierdie goeters uit te voer. En nou wil ek vir jou sê, as jy haastig is, yes, jy kan reverse uit daai hekke uit, jy hoef nie eers te kyk nie terwyl jy besig om jou koffie te drink en jou WhatsApp te antwoord en jou eyeliner te doen. En jy's net soos op dit. Ek sê vir hulle ook, soos my vrou, ek is in bewondering. As sy op niks fokus nie, dan is dit partykeer so hit en run, ek hou so vas. As daai vrou haastig is, sy het letterlik 'n koffie in die hand, besig om haar make-up te doen en met iemand op die foon te praat en goeters. Sy operate, sy is daar tussen deur die verkeer en als, dis amazing. Maar die realiteit is 'n neurobaan is gevorm en hy het so sterk geword dat ons doen al hierdie goeters al outomaties. Nou as ek vir jou 'n prentjie kan wys, daai is hoe dit lyk in jou brein. Jy dink dalk as jy daai foto sien, "Jesus, ek het nie geweet daar's soveel gras in my brein nie." Ek bedoel nie soos letterlik nie, maar daar is nie enige struktuur, enige paadjies, enigiets soos dit nie. Nou as jy van punt A tot by punt B moet loop, van hierdie bossie tot by daai boom, dan gaan jy 'n doringtakkie dalk jou shin skraap of wat ook al, jy gaan dalk jou enkel op 'n klip swik of iets. Maar as jy 'n paar keer daai paadjie gestap het, dan begin dit so te lyk. En ewe skielik weet jy om van punt A tot by punt B te kom, is baie makliker, dit is natuurlik en jou brein, dis wat gebeur in jou brein is dit raak baie maklik. Ek wil vir jou sê waar jy vanoggend sit, het daai onderliggende leuns, daai wanpersepsies, daai verwronge realiteite het ingesyfer en omdat jy verlang daai selfde paadjie gestap het, omdat jou brein elke keer daai koneksie gemaak het, het dit nou die norm geword. So as iemand jou ignoreer of iemand sê iets wat jou seermaak, het jou brein al klaar 'n paar keer hierdie paadjie gestap op grond van wat die vyand vir jou iewers in jou lewe geoortuig het. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek weet ek's nie goed genoeg nie. Dis hoekom hierdie nou gaan gebeur. Of daai sonde kom op. En iewers het die vyand jou oortuig, jy gaan nooit oor hierdie ding kan kom nie. Dis net maar net hoe jy is. Jy is nou daai tipe persoon, hierdie ding, jy het 'n addictive personality, wat ook al die ding is wat jy jouself van oortuig het, en daai is die paadjie wat jy elke keer oor en oor en oor en oor en oor stap. Nou kom jy in die kerk en iemand sê vir jou, dis nie waar nie. En sy sê soos, ek weet dis nie waar nie, maar hierdie paadjie het ek al so baie keer raak gestap. Ek kan nie anders te nie. Nou as ons twee slides teruggaan na daai eerste prentjie toe, wil ek vir jou sê, om nou vir jouself 'n nuwe waarheid te oortuig, lyk die paadjie so. So dis moeilik as jy angstig is om te glo dat God is in beheer. Dat ek hoef nie te worry nie. Om te worry help nie. Nou sê ek vir iemand, ek lag so, maar as jy met angs sukkel, iemand sê jy moenie worry nie. Wow. Ja. Ek weet ek het daaraan gedink. Thanks. Nou alles is uitgesort. Jy ooit so gevoel het, is dit omdat daai in jou brein plaasvind. Daai persoon het 'n paadjie wat sê, jy hoef nie te worry nie, God is in beheer. Jy het nog nie so 'n paadjie nie. En dis hoekom ons oor en oor en oor onsself in hierdie realiteit herinner. Of ons sê, maar Jesus, God is in beheer. Hy is goed. Hy het my beste belange op sy hart. En daai begin vir ons 'n nuwe paadjie te vorm en vat tyd. En dit kan partykeer maande, jare vat vir sekere paadjies om regtig gefestig te raak. Maar hoe meer jy die nuwe paadjie, jy kan na die volgende slide gaan, hoe meer jy daai paadjie loop, hoe meer gaan die ou paadjies, die ou gewoontes, die ou leuns toegroei. En dit raak nie meer 'n outomatiese hier's waar ek afstap nie. Want ek begin erken, maar hierdie is nie waar ek wil wees nie. Nou in dit
moet ek en jy ook herhaaldelik op die goeie dinge fokus. Die volgende vers is Filippense 4 vers 6 tot 8. En Paulus sit hierso in die tronk. Hy het al die ammunisie, al die evidence, alles om te glo dat sy omstandighede is hopeless, die Here het hom verlaat, dat ek het gedink ek doen die Here se werk en ek gedink ek is in sy wil en nou sit ek in die tronk, so ek moes iewers die merk gemis het en niks van daai gebeur met Paulus nie. Sien, want hy het waarhede gehad wat hy vasgemaak het. En hy besef hoe belangrik hierdie is. Weereens, hy praat in Romeine van die vernuwing van ons denke, maar hierso in hierdie stukkie sê hy die volgende: moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Hy sê vir ons presies hierdie ding. As jy besig is om te dink aan die negatiewe goed, you're missing it. Fokus op dit wat goed is. Fokus op dit wat rein is. Fokus op dit wat eerbaar is. En hoe meer jy op daai dinge fokus, hoe meer gaan jou brein begin daai manier dink, daai dinge van oortuig word en God se waarheid word ons realiteit. En dis waar ek en jy wil wees. Johannes 8, daai einste vers wat ons gepraat het oor, waar Jesus verduidelik wat die natuur van die vyand is. 'n paar verse voor dit, dan sê hy die volgende: en julle sal begryp wat die waarheid beteken en die waarheid sal julle vrymaak. Dis hoekom dit vir my en vir jou so belangrik is om ons denke te vernuwe, om God se waarheid die fondasie te maak. Elke counterfeit, Alibaba of wat ek weet nie, Abibas en al daai goeters, al daai counterfeits weg te vee en met God se waarheid vas te maak. Dat ons binnenmens, ons wortelstelsel, alles binne in ons gesond is, dat dit uitvloei op goeie vrugte. En dis wat Jesus in Johannes 15 ook vir ons sê. Julle kan nie uit julleself uit goeie vrugte na vore bring nie. Maar dis wanneer ons in hom inweef, wanneer ons in hom ingeweef is, wat ons die goeie vrugte na vore bring. Nou ek het gedink en besef dat ek gaan nie in 'n preek jou diepste oortuiginge en die dinge waarvan jy soos daar verwrongenheid is, gaan ek vir jou in 'n preek kan kom regstel nie. Ek is nie onder daai illusie nie. Maar wat ek vir jou wil regtig uitnooi, ek vra jou uit my hart uit. Maak tyd. Maak tyd om hierdie goed aan te gaan spreek in jou hart en in jou lewe, daai wortels te gaan ondersoek. En ek het dit goed gedink, ek en John daaroor gesels, dat ons vir julle bronne in die hand gee. Goeders wat dit vir jou gaan makliker maak om hierdie te kan doen. En ek het op die skerm, is daar QR-code vir die van julle wat 'n smartphone het. Julle kan met liefde inzoom, daarso 'n foto neem, of julle kan ook 'n draai maak by die infodesk. Ek het vergeet om 'n klomp sielsorgboekies uit te print, maar ons sal by die infodesk sal ons seker maak ons het vir jou sielsorgboekies. Nou Romina het hierdie opgestel en dit vat jou deur hierdie konsep waaroor ek nou gepreek het vandag. Dit verduidelik die feit dat jy is gees, siel en liggaam. Dit verduidelik hoe belangrik dit is om ons gedagtes te vernuwe. En dan is daar ook 'n 21-dag plan. Vir die van julle wat dit nie weet nie, baie van jou habits en goeie soos dit vat 21 dae om gebreek te word. En wat hulle doen is hulle sit 'n 21-dag plan in plek wat jy elke dag kan beoefen en deur hierdie goed kan werk. As dit vir my is, ek's nie hier nie hoor. So julle kan deur daai gaan werk en dan daar's ons 'n YouTube reeks, ongelooflike goeie reeks deur Craig Groeschel van Life Church. En hy het 'n boek geskryf, Winning the War in Your Mind, en dan het hy ook soos 'n 3-preek reeks daar rondom gedoen. Maar ek nooi jou uit. Gaan werk deur hierdie goeters.
Laat jou binnenmens, jou denke, jou oortuigings vernuwe word en deur God se waarheid vervang word, dat daar 'n gesonde realiteit in jou binnenmens is. Dat die vrug wat na vore toe kom, mense regtig sal herinner aan wie Jesus is. Dat liefde, vrede, vreugde, selfbeheersing, dat hierdie dinge vorentoe sal kom. Dit is so belangrik. Jesus het nie net op daai kruis gesterf sodat jy in die ewigheid in kan gaan nie. Hy het dit gedoen sodat ek en jy deur sy gees vernuwe kan word. En hier waar ons nou is, hierdie missie om disippels te gaan maak, om mense na hom toe te lei, te kan uitleef soos wat ons sal wanneer ons in hom geweef is. Vir my en vir jou om volgelinge van Christus te wees, om sy lewe uit te beeld in ons lewe, die dinge wat ons doen, die dinge wat ons sê, die dinge wat ons dink, vat dit tot ons by hom gaan sit. Soos wat Dawid gevra het, deursoek my hart. Is daar enige verwrongenheid, enige counterfeits, enige iets soos dit is, Here, kom maak my bewus daarvan. Gebruik die mense om my. Gebruik die woord. En dan uit daai plek uit, kan jy voller, meer afgeronde en gesonder Christelike lewe lei. Dat wanneer mense na die kerk kyk, wanneer mense na jou kyk, dan sê hulle nie, jy is net soos wat die mense daar buite is nie. Mense sê, man, hoe kry jy dit reg om ten spyte van die omstandighede positief te bly? Dat wanneer hierdie gebeur, jy het geduld soos op 'n ander level. Daai is waarin ons op pad is. En dan sluit ek af met Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar word, want daaruit ontspring die lewe. Dis hoekom dit vir ons belangrik is. Ek gaan vra daar waar jy sit, jy net vir my jou oë sal sluit. Here, dankie dat ons vanoggend weer tyd in die woord kon spandeer, Here, en so eintlik net kon stil staan by hoe ons binnenmens, ons denke, Here, hoe dit funksioneer en Here, hoe ons in lyn met U kan kom. Here, was so baie van ons dalk hierdie reis, ons geloofreis begin het. En die vrug wat na vore toe kom, getuig van wortels wat nie gesond is nie. Here, vra ek dat U 'n bewustheid sal kom kweek in elkeen van ons. Heilige Gees, ons nooi U in om vernuwing in elkeen van ons se harte, ons denke, ons oortuigings te kom bewerkstellig. Here, dat waaruit ons leef gesond sal wees na die vrug wat na vore toe kom, U sal eer. Here, dat ons ander mense sal dien en sal lief hê en in die proses U naam omhoog sal lig. En ek bid so vir elke persoon se denke, Here, dat hulle regtig net vernuwe sal word deur U waarheid. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.